Waarskuwing. Hierdie episode bevat beskrywings van ontvoering, afpersing, moord en geweld. Dit mag ontstellend wees vir sensitiewe luisteraars. Sy was 21 jaar oud. 'n jong vrou vol drome, vol potensiaal. 'n vrou wat gegroei het in haar toekoms, in haar loopbaan en in die liefde van haar familie. Haar naam was Lee Matthews. Maar wat op daardie oggend in Julie 2004 met haar gebeur het, is 'n verhaal van vertroue wat fataal geslaan is. 'n tragedie wat Suid-Afrika vir altyd sou verander. Lee Matthews is op 8 Julie 1983 gebore aan Rob en Sharon Matthews en het haar hele lewe lank in Fourways, Johannesburg Noord gewoon. Sy het 'n ouer suster, Karen, gehad. Lee was baie liefdevol, sagte vrou en sensitiewe persoon. Sy het nie graag aandag op haarself gevestig nie en was van nature introvert, wat haar privaatheid waardeer het. Sy het nie 'n uitbreiding groep vriende gehad nie, maar die wat haar geken het, beskryf haar as iemand met 'n sagte hart, iemand wat nie konflik gesoek het nie, maar wie se aanwesigheid kalm en troosvol was. Sy het ook sport geniet. Alhoewel sy deel was van 'n ander universiteit, het sy deelgeneem in die Wits Universiteit roeispan, omdat sy van roei gehou het en die dissipline en saamspan daarvan waardeer het. Op 8 Julie 2004, net een dag voor sy vermoor sou word, het sy haar 21ste verjaarsdag gevier. Tradisioneel gee Suid-Afrikaanse ouers op hierdie mylpaal 'n sleutel, 'n simboliese ontsluiting van die deur na jou toekoms. Rob en Sharon het vir haar 'n pragtige tanzaniet ring gegee. Die pragtige pers kleur edelsteen was altyd haar gunsteling. Haar ma het ook een gehad en Lee het haar beloof om mooi na dit te kyk en dit te waardeer. Die volgende oggend toe sy klas toe gaan, het sy die ring afgehaal en in haar sak gesit sodat dit nie verlore sou raak of gesteel geword het nie. Toe Lee die oggend van die 9de Julie 2004 by Bond University aangekom het, het sy besef sy het per ongeluk haar ma se kredietkaart saamgebring. Sy het vir Sharon 'n SMS gestuur om te vertel en die plan was dat Sharon na die kampus toe sou kom om die kaart te kom haal na klas. Bond University het 'n beheerde toegangspoort by die ingang met 'n sekuriteitsboom wat motoriste registreer. Dit het beteken dat daar 'n baie blink lyn van gesigsherkenning video, opnames en logs was wat later deel sou vorm van die ondersoek. Haar plan was eenvoudig, om klas by te woon, dan by die hek vir haar ma te wag en daarna hulle plan vir die dag voort te sit. 'n medestudent het Lee gesien wat na haar motor stap in haar gewone parkeerplek. 'n oomblik later sien 'n ander student haar praat met 'n man wat sy nie geken het nie. Daardie oomblik was die laaste keer dat iemand Lee Matthew lewendig gesien het. Sharon het net na 10 by die kampus aangekom, maar daar was geen teken van Lee nie. Sy het 20 minute gewag en toe Lee nie verskyn het, sy haar probeer bel. Maar Lee se selfoon was afgeskakel en dit was nie normaal nie. Skielik het Sharon haar man Rob gebel. Hy het haar probeer kalmeer en aanvaar dit moontlik net 'n eenvoudige misverstand was. Miskien was Lee net laat. Teen 11:00 het 2 van Lee se vriende by 'n nabygeleë winkelsentrum gewag. Hulle het beplan om 'n geskenk te gaan koop en te gaan eet, maar Lee het nooit opgedaag nie. Toe Sharon uiteindelik 'n inkomende oproep van Lee se nommer sien, was sy onmiddellik verlig. Maar toe sy luister, was die stem nie haar dogter nie. Dit was 'n man, kalm, beheer, sonder paniek. Hy het gesê hy het Lee gevat. Eerstens het Sharon gedink dis dalk 'n grap, dalk iets te doen met die Pirate tema verjaarsdagpartytjie wat Lee beplan het. Maar sy het gou besef, dit was geen grap nie. Die man aan die ander kant het gesê hy was Libanees. Hy het nie eenkant duidelik gemaak nie. Hy het dit duidelik gemaak dat dit nie sy eerste keer was wat hy ontvoer nie. Hy het gesê hy weet wat hy doen en hy sou geen huiwering hê om Lee dood te maak nie.
as sy ouers nie saamgespeel het nie. Sharon het Rob by die oproep ingeskakel en die ontvoerder het sy losprys uitgespel, 300.000. Sy stem was kalm en absoluut ernstig. Daar was geen twyfel dat hy ernstig was oor wat nou gaan gebeur nie. Rob en Sharon het vir die man gepleit vir barmhartigheid. Hulle het probeer verduidelik dat die dag voor Lee se 21ste verjaarsdagpartytjie was, dat hulle alles sou doen om haar huis toe te kry, maar die man het sonder enige woorde doodgedruk. Rob was in totale ongeloof. Hy het nie geweet wat om te doen nie, en hy wou nie iets doen wat Lee se lewe in nog meer gevaar sou plaas nie. Hy het 'n private ondersoeker geskakel vir advies. Die privaat ondersoeker het hom aangeraai om die polisie te betrek. Nou, in Suid-Afrika, waar misdaad deel van die lewe is en die polisie elke dag oorweldig word, was dit nie ongewoon dat Rob nie dadelik na die polisie toe gestorm het nie. Hy wou net die beste kans om sy dogter veilig terug te kry. Sharon het later nog 'n oproep van Lee se selfoon ontvang. Hierdie keer was dit wel haar stem. Maar dit was duidelik nie die normale Lee stem nie. Die stem was vaag, dalk van paniek, dalk van baie huil. Sharon het later gesê sy het geglo Lee was moontlik gedrouk gewees. In hierdie oproep het Lee gesê sy's okay, of sover okay as wat 'n ontvoerde mens in daardie situasie okay kon wees. En sy het haar ouers gevra om nie die polisie te betrek nie. Sy het gesê dat haar pa moet wees vir sy eie veiligheid, omdat die ontvoerder 'n vuurwapen gehad het. Maar dit was al te laat. Op advies van die ondersoeker het Rob by Johannesburg sentrale polisiestasie aangekom. Die polisie het die saak tot prioriteit verklaar, want ontvoering is een van die mees ernstigste misdade wat daar is, veral wanneer 'n jong student se lewe in balans is. 'n Spesiale misdaadtaak is geaktiveer, met speurders wat toegang tot naamlik 'n CCTV en campus toegang logs het, voertuigspoorlyne, getuienis van studente-kollegas. Die polisie het ook onderhandelingsspesialiste ingesamel om Rob te help met die gesprek met die ontvoerder. Een van die eerste strategie was om die ontvoerder te vertel dat 300.000 nie onmiddellik beskikbaar is nie, maar dat hulle 50.000 kon kry. 'n taktiese skuif om tyd te koop en die ontvoerder se vertroue te toets sonder om te veel onmiddellik te gee. Terwyl die ondersoek voortgegaan het, die polisie begin vermoed heg aan 'n jong man met die naam Donovan Moodley. Hulle het hom geïdentifiseer as iemand wat op daardie dag by Bond University was en 'n voertuig en gedrag gehad het wat ooreengestem het met die beskrywing wat deur die getuies gegee is. Op die 4de Oktober 2004 is Moodley buite sy huis in Alberton gearresteer. Sy voertuig, sy gedrag en algehele getuienis het ooreengestem met die navorsing van die speerspan. In onderhoud het hy uiteindelik erken wat hy gedoen het. Donovan Moodley het Lee Matthews ontvoer van die universiteit. Hy het haar fisies vasgehou en met 'n vuurwapen gedreig om te verseker dat sy sou gehoorsaam. Gedurende die tyd van haar gevangenskap het hy haar verwrig deur druk op haar nek toe te pas sodat sy nie kon asemhaal nie. Hierdie handeling het gelei tot haar dood. Nadat hy haar vermoor het, het hy haar liggaam in 'n afgeleë area in 'n suikerrietveld naby Mildersdrift agtergelaat waar dit later deur owerhede gevind is. Op 25 Julie 2005, minder as 'n jaar na die misdaad, het Moodley skuldig gepleit aan die volgende: ontvoering, afpersing en moord. Die Johannesburg Hooghof het hom skuldig bevind aan al drie klagtes en het hom gevonnis na lewenslange tronkstraf vir moord, 15 jaar vir ontvoering en 10 jaar vir afpersing. Die hof het sy optredes bestempel as koel, berekend en volledig misplaas. 'n Daad wat nie net een lewe geneem het nie, maar 'n hele familie in rou en trauma gelaat het. Maar nou, kom ons gaan na die psigologiese part daarvan. Om te verstaan hoekom iemand soos Donovan Moodley hierdie daad gepleeg het, vereis 'n diep duik in 'n mens se siege.
Mense wat hierdie tipe geweld pleeg, toon dikwels 'n ontkoppeling van emosionele effek wat hulle dade op ander. Hulle kan die pyn van hulle slagoffers nie werklik self voel nie. Dit is asof emosies vir hulle nie konsep bly nie. Ontvoering is nie net 'n misdaad van vrees nie. Dis 'n daad van beheer. Wanneer iemand 'n ander persoon se lewe in hulle hande hou, neem hulle nie net die liggaam nie, maar ook die persoon se stem, versoek en toekoms. Die gevoel van mag kan vir sommige mense 'n valse gevoel van beheer gee, maar dit is 'n gevaarlike en giftige valkuil. Baie mense wat soortgelyke misdade pleeg, toon gedrag wat professionele sielkundiges sou noem as antisosiaal, lae empatie en werk dit nie met die samelewing se morele kompas nie. Dit sluit nie net mans in nie. Enige volwassene met onbehandelde trauma, frustrasie of 'n gebrek aan gesonde emosionele ontwikkeling kan binne hierdie tipe patroon beland. Hierdie is wanneer 'n persoon sy dade beginselmatig losmaak van hulle emosies se realiteit. Hulle kyk na hulle dade soos 'n berekende transaksie, nie as 'n menslike tragedie nie. Dit kan verduidelik hoekom Moodley sy optrede nie as gruwelik gesien het nie, maar eerder as 'n taak wat uitgevoer is. Lee Matthew was nie net 'n naam in 'n hofsaak nie. Sy was 'n dogter, 'n student, 'n vrou met drome, 'n vrou wat toe sy haar ring aan die dag voor haar dood droog het, nie geweet het dat haar lewe so abrupt sou eindig nie. Wanneer ons sulke stories vertel, is dit nie net om te skok nie. Ons vertel dit omdat daar 'n menslike koste is. 'n Familie wat nooit weer dieselfde sal wees nie. 'n Toekoms wat nooit verwenslik is nie. Drome wat nooit in vervulling gaan nie. Ek is Nicole Breen. Dankie dat jy hierdie intense en hartseere verhaal saam met my deurgeleef het. Laat weet asseblief in die kommentaar hoe hierdie saak vir jou gevoel het. Onthou altyd, elke lewe is waardevol en elke kind, jong vrou of mens verdien veiligheid, liefde en 'n toekoms wat gevier moet word.